ons Facebook vriende wil ons ook net sê baie welkom vanmôre. So ek wil vanmôre hê dat jy moet dit aanvaar dat ek bring skrif na jou toe. Ek gaan nie my idees na jou toe bring nie. Ek bring skrif. Dis hoekom ek baie keer tot 20, 30, tot 40 skrifte vir jou gee. Dis die stem van God wat met jou praat. Gaan lees die Bybel. As jy nog nooit die stem van God gehoor het nie, lees jou Bybel. Dis die stem van God wat met jou praat en doen wat hy vir jou sê om te doen. En jy speel aan die veilige kant van die Here. Jy is aan die veilige kant, want hy beskerm jou, dat hy rede om jou te beskerm. Maar buitekant dit, het jy groot probleme. Wat sê die skrif vir ons in Efesiërs 2 vers 6? Ons is aan die hemelplekke in Christus gesetel. Nou as jy in Christus is, hoe kan die duiwel by jou uitkom? Hy moet eers by Jesus verbykom. Die begrip en die bewustheid daarvan, klein woordjie in, maak 'n groot verskil. Jy is in die moeilikheid, dan weet jy wat sy gevoel kry hy. As ek vir jou sê, jy speel in die eerste span, ander gevoel, sal 'n woord. So ervaar ons dan ook in hierdie tyd, dat die mense God se woord verskillend aanvaar. Omdat hulle die woord nie ken nie. Omdat die emosionele kant betrokke is, vind ons dat elkeen het maar sy eie opinie en idee van hoe dinge gedoen word. Ek wil net vir jou een ding sê, dat God het hierdie woord vasgelê. Nie ek nie, nie jy nie, nie jou kerk nie, geen organisasie in die hele wêreld het hierdie woord vasgelê nie. God het hom vasgelê. En God sê, jy gaan geoordeel word volgens sy woord. Is ons by mekaar? Is ons by mekaar? Volgens sy woord. So ek kan nie sy woord verander nie. As ek gaan byvoeg sê, Openbaring 22, dan voeg hy al die pla wat opgeteken is in die Bybel by jou by. En as ek wegneem, dan haal hy jou naam in die boek van die lewe uit. So kom ons bly by die Bybel. Kom ons bly by die woord van God. En vanoggend wil ek vanmôre hierdie gedagte na jou toe bring. En ook in ons Facebook vriende baie welkom aan elkeen. Ek dink aan gesiene daar in Pretoria, in Port Elizabeth, so getrou en skak, sy mis nooit een van ons gedagtes, nie reg deur die land vind ons mense, maar ons wil vanmôre vir jou sê, ons spreek jou hart aan vanoggend. Luister na die woord van die Here. Gedragskodes. Conduct codes in die Engels. Conduct codes. Gedragskodes. En ek gaan vir jou voorhou 1 Petrus hoofstuk 2 vers 5 en ek wil hê met in jou hart bewaar. Want dit is waaroor die skrif gaan vanoggend en die woord gaan vanoggend. 1 Petrus 2 vers 5. En laat julle ook soos lewende stene opbou. Ons is nie dooie bakstene nie. Ons is lewende stene. Tot 'n geestelike huis. Ons is nie 'n vleeslike huis nie, wat veg en beklei en raas en skinder van mekaar nie. Ons is 'n geestelike huis. 'n heilige priesterdom. Ons is heilige mense. Ja, ons nooi ouers uit om kerk toe te kom, as hulle in die kerk is vol skynheilige mense. Hoekom is die kerk vol skynheilige mense? Omdat daar skynheilige mense in die kerk is. Hoekom is die kerk daar? Die kerk is juist gebou vir skynheilige mense. Want skynheilige mense moet die woord hoor om tot bekering te kom, om hulle skynheiligheid te los, om by God uit te kom. Want ons is 'n heilige priesterdom, om geestelike offers. Ek wil jy moet baie mooi luister. Ek praat nie vanmôre in die kognitiewe nie. Ek wil ingaan in jou gees aan vanmôre, want jy dit nie verstaan. As jy dit nie verstaan nie, volg my net. Maar ek wil jou spreek in jou hart in. Nie in jou kop nie, in jou hart in. Om te verstaan, geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Nie wat jou geval nie. Nie wat my geval het, wat God welgevallig is. Goed. Gedragskodes gaan oor hoe jy jou moet gedra. Hoe jy jou moet gedra. Gedrag gaan oor handel en wandel van jou lewe. Hoe jy wandel en hoe jy optree in hierdie lewe. Kodes handel oor stelsels en prosedures wat gevolg moet word. Anderster heers daar chaos. Ons hoor so baie van etiese kodes wat jy moet aantrek en wat die orde, reëlings en wat toegelaat word om te doen en wat om nie te doen by geleenthede. In so mate deesdae by huwelike word uitnodigings uitgestuur en gesê,
hoeveel kom, behalwe die kinders mag nie kom nie. Kinders word uitgesluit, ek gaan nergens sonder my kinders nie, jammer. My kind moet leer by my, en as hy nie opgevoed is nie, sal ek verstaan hoekom hy nie daar moet wees nie. Maar dit is by jou wat die opvoeding moet plaasvind. So ek gaan nergens sonder my kinders nie, ek vat my kinders saam, ek vat my kleinkinders saam. En hulle is te lief vir die kerk, hulle is verskriklik lief vir die Here. Ek het nie 'n pyn daarmee nie. Ek hoef nie vir my kind te sê, sit stil nie. Hulle weet hulle moet stil sit. Ek hoef nie my kind aan orde te leer nie, of 'n kode te leer nie. Hulle ken die kodes van God se woord. En so vind ons dan ook die woord van God is 'n gedragskode. Dis al wat hy is, 'n gedragskode, hoe ek en jy moet optree, hoe ek en jy moet wandel, en wat moet ons doen om gered te word. Daar's 'n gedragskode aan verbonde. Ek hou vir jou voor een van so 'n geval. Matteus 22 vers 11 tot 14, Matteus 22 vers 11 tot 14, het toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Hier kom 'n kode, 'n gedragskode. Hierdie man is nie reg bekleed nie. En ek praat nie van kleredrag nie, ek praat van jou hart. Vers 12, en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? Die skrif is baie duidelik. Bekleed julle met die Here Jesus. Dis die bruilofskleed wat jy moet aan hê om in sy teenwoordigheid in te kom van die konings en die Here van die Here. Hoe het jy ingekom? En kyk wat sy man se antwoord. Sonder 'n bruilofskleed. En hy kon geen woord sê nie. Wat 'n skok die dag as die blou skeur en die Here kom om sy bruid te kom haal. En jy het 'n kleed nie aan en jy weet nie wat om vir hom te sê nie. Hoekom? Want jy ken nie die woord van God nie. Jy ken nie die gedragskode van God nie. Vers 13 sê, toe sê die koning vir sy dienaars, wat sê hy? Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom aan die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Is God onregverdig? Is God onregverdig? Die mense dink so. Die mense dink dat hulle kan die woord verkrag soos hulle wil en aanpas by hulle soos hulle wil. En buite kan dit God met hulle red, want God is 'n God van genade. Hierdie God sê, bind sy hande vas. Gooi hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande. Want hoor wat sê 14, want baie is geroep. Ekskuus? Maar min is uitverkies. Baie is geroep. Wyd is die poort en nou is die poort en min vind dit om daar in te gaan. Ek wil jy moet hoor vanoggend. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Daar's 'n groot verskil daaraan verbonde. Hoekom sê ek dit? Jy sien, jy kan geroep word. Hy kan nie die krag, die gedragskode van God nakom nie. Daarom is jy nie uitverkies om eendag te gaan sit aan die tafel van die bruidegom nie. Wat ek baie snaaks vind in hierdie tyd waar ons in lewe, is dat aardse gedragkodes so gerespekteer word. En as jy nie daarvan hou nie, dan onttrek jy jou. Dis die gesindheid wat ons het vandag. Ek hou nie van hierdie kerk nie, ek hou nie van hierdie pastoor, hy is te reg. Maar as dit kom by aardse kodes, dan respekteer ons dit. En ek vind dit baie snaaks. As dit kom by die etiese kodes van die woord van God, vind dit baie snaaks. Dan vorm ons eie kodes en dan verwag ons God moet daarmee tevrede wees en ons so aanvaar. Want ek is Ons op my pad hemel toe, ek gaan genoeg kerk toe, ek bid genoeg, af en toe as ek in die kerk, so eenmaal 'n maand in die kerk, ek spreek jou hart aan vanmôre, ek spreek nie jou kop aan nie.
Ek spreek jou hart en ek wil jy met baie mooi verstaan. En moet verskonings maak. Nou, ons gaan nou kyk wat sê die woord van die Here daaroor. Maar wanneer dit kom by aardse kodes, vind ek baie snaaks dat ons kan ons daarby aanpas en dit respekteer. Maar as dit kom by Godse kodes, het ons geen respek daarvoor nie. Niks. Ons doen soos ons wil, ons maak soos ons wil. En ek wil jy met afslaan op vers 14, wat vers 14 sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Is jy een van die uitverkiesters van God? Jy dink jy is geroep vanoggend. God het jou geroep, en hy roep elke dag. Hy roep en hy pleit by jou, seendogter, verhard nie jou hart nie. Vandag is die dag dat ek jou besoek. En die Bybel sê, die gunstige tyd toe God hulle besoek het hulle nie geluister nie. En ek wil vanmorgen dit bring na jou hart toe. Om God te dien is nie speletjies nie. Om God te dien kos 'n prys. Die ouens sê nee, uit genade, dis hoekom genade so lyk vandag, want ek doen dit ek wil en ek sê dit wat ek wil en ek maak net wat ek wil. Dis nie genade nie. Genade in Titus hoofstuk 2 leer ons hierdie ding. Genade van God leer ons om ingetoe en regverdig in hierdie teenswoordige wêreld te lewe. Dis wat genade is. Genade is nie om te maak en breek soos jy wil nie. En jou eie opinies op te maak nie. Nou kyk, as Paulus se woorde waar is, of Petrus se woorde in ons openingsskrif, wat ek gesê het, onthou dit, lewende stene, heilige volk, heilige huis. As Petrus se woorde waar is, sal ek en jy moet erken vandag, dat vandag se kerk alles behalwe 'n geestelike huis van God is. Ons sal dit moet erken. Want hoe sit ons hier? Sit met oordeel. Sit met fyngevoeligheid. As ek op jou toon trap, dan as jy so fyngevoelig bly sommer vir 3 dae weg, of vir 3 jaar weg, dan kom jy hier ewe skielik hier uitgeslaan, of niks gebeur het nie. Ek wil jy moet hoor, ons is alles behalwe 'n geestelike huis. Dis wat tans gebeur, nie in miskien alleen nie, maar in die hele wêreld. 'n geestelike huis wat God welgevallig is. Wat geval die Here vanmôre in hierdie kerk? Wat? Wat maak God bly vanoggend oor jou in hierdie kerk? Jy is dan 'n geestelike huis van God. Maar jy sit met jou vreeslike opinies en idees. Ons is veronderstel. En ek wil jy moet hoor, want uit hierdie probleem soek elke ou sy eie voorkeure van pastore. Ek hoor ouens soek kerk. Nee man, soek Jesus. Soek waarheid. En ek dank God, hier is ouens hier vanmôre, wat hier sit, wat kerk gesoek het, hulle het 1 keer hier gekom en hulle nooit weer weggegaan het. Want dat die kerk, hulle het Jesus gesoek. En het hom gevind. Dit wat lekker is, en ek het groot waardering daarvoor, en ek glo God het jou groot respek vir jou. Jy sien, my eie voorkeure, my ou opinies maak vir my meer saak. Maar my vraag is, behaag dit God? God het nooit na die aarde toe gekom om 'n verdeelde liggaam of 'n huis te bou nie. Gister, terwyl ons besig is daar buitekant, daar in die bos om 'n kerk te bou, van oor die 500 vierkante meter, is verskriklik groot, in hierdie hartjie van hierdie son. Kry ek 'n kans om met die bouer te praat, en ek sê vir die bouwer, you build this house, you cut corners, you know what, your grandchildren, not long from now, will buy this house. You know, you cut corners. So when you build a house, make sure you build it, if you build it for yourself. Because your grandchildren are going to buy it, and they're going to buy rubbish. Hy skrik hom so dood, hy sê vir my, you're quite right. En ek wil vanmôre vir jou sê, hoe bou jy die geestelike huis van God? Want jou kinders en jou nageslag gaan daarin moet woon.
Want jou opinie tel van hulle meer as die pastoor se opinie is. Of God se opinie is. Het raak baie doorstil en ek is dankbaar daarvoor. Jy sien, ons is veronderstel, ons is lewende stene te wees. Lewende stene wat praat, want die brand is. Hy preek daar. Weet jy, as ek na 'n gebou toe stap, die eerste ding omdat ek in die boubedryf betrokke was, eerste ding is, kyk hoe lê daai stene. In plek, in posisie. 'n Ou wat kan 'n huis bou, kan jy gaan kyk met daai pips, hulle lê almal so in 'n lyn. Dis nie hier en daar nie. Mooi in lyn, want hy met vuisbriek bou. Hy ken sy werk. Jy gaan kyk na die laag wat hy ingesit het van die draad wat hy ingebou het. Om daai huis sterk te maak, stewig te maak, so as daar 'n krap kom, dan vat die draad dit op. Dis 'n lewendige steen. Het jy al opgelet as jy na 'n huis gaan kyk, en daar's een steen wat skeef is die eerste ding wat jou oog vang. Al die ander stene kan op plek wees, maar hierdie skewe steen, en as gevolg van die skewe steen, wil jy die huis nie koop nie, dan dink jy, God met jou verskoon. Jy's 'n lewendige steen, my vriend. Kom in orde en plek met die Here vanoggend. Jy sien, ons het lewende stene, veronderstel om te wees, om mekaar te ondersteun. Hoor my, om mekaar te versterk. Een steen versterk 'n ander steen. Gaan kyk na 'n fondasie wat gelê word in 'n huis. Ek ken die boubedryf redelik goed. Dit vat 7 jaar vir 'n fondasie om te set. 7 jaar. Hy hou nog die hele tyd asem. En dan set hy. Dis hoekom jy baie keer windbassies kry in jou pleisterwerk. Ek wil hê met hoor vanoggend. As daai fondasie nie reg is nie, is die gebou in 'n probleem. So as die fondasies nie vanmôre reg gelê word en jy verstaan nie die begrip nie, dan is jy in 'n verkeerde kerk. Jy moet vanmôre verstaan. My fondasie moet regkom. Breek alles af wat jy kan afbreek. Gaan kyk na jou fondasie en begin reg te bou op die fondasie. Ons is daar mekaar te versterk. Weet jy dat as jy 'n gebou oprig tot sy dakhoogte toe en na 7 jaar daai hele gebou geset is, rus daar amper niks op die fondasie nie, want die stene ondersteun mekaar. Jy het dit geweet. Die stene ondersteun mekaar. Hulle hou hierdie hele huis in orde. En die oomblik wanneer die fondasie bars, dan het jy effek op die stene. Want die bars gaan deur. Daarom moet jou fondasie verseker korrek wees. Nou as jy aanhou vanoggend om te bou soos wat jy bou en nie ondersteun soos wat jy veronderstel is om te doen. As jy nie vanmôre jou huis, die huis van God, die geestelike huis van God gaan versterk nie. As jy nie jou geestelike diens gaan doen nie, as 'n heilige priester om geestelike offers te bring in 'n geestelike huis. Hierdie is nie 'n fisiese huis nie. Jy is die huis van God. Jy is die tempel van God. Dis waar die ondersteuning moet kom. Dis waar die versterking moet kom. Hoor wat sê 1 Timoteus 3 vers 14 tot 15. En hier is weer 'n kode. Ek skryf aan jou hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Paulus skryf dit aan Timoteus. Vers 15 sê, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra. Daar's 'n etiese kode. Hom moet gedra. Waar? Waar? In jou huis. In die huis van God. Wat is?
O. So die gemeente is die huis van God. En hier moet ek jou leer om jou te gedra, want by die huis leer jy nie om te gedra nie. Want as jy kans kry, dan bid jy. En as jy kans kry, dan sonder jy af met die Here. Hier het ek jou vast vir 1 uur en 'n half. Jy gaan sit moet. Maar dis een van die dinge wat almal vingerwys aan my. Jy preek te lank. Ek preek nie, broer. Ek leer jou. Ek leer jou. Wees wakker. Want is God se woord. En as jy slaap, dan minag jy God nie my nie. Word wakker. Kyk na die God se woord. Dis beginsels, etiese kodes, gedragskodes. As ek vertoef, dan kan jy weet om iemand te hanteer wat hom nie gedra in die huis van God nie. Maar die gemeente is van die lewende God. Van wie? Van wie? Die lewende God. Sê my God is nie dood nie. Hy lewe. Hy sien jou. 'n Pilaar en grondslag van die waarheid. Jy sê hierdie huis wil nie leuns hanteer nie. En as ons leuen en lieg, dan moet ons bely en regmaak. Dis die pad wat ons geloop. As ek verkeerd preek, dan is dit jou voorreg om my te kom sien in my kantoor en vir my te vra, pastoor, verduidelik net wat jy gesê het. Dis jou voorreg. Sê jou reg om punt na my te wys. Jy sy goed uit jou duim uit nie. Jy is nie my regter nie, God is my regter. Jy hoef nie vrae te vra in hierdie huis. Waar gaan die finansies heen en waar gaan dit heen? Dit het niks met jou te doen nie. God het 'n etiese kodes uitgewerk vir die huis van God. En ek moet jou waarsku, as ek jou nie waarsku nie, gaan jy probleme optel. Weet jy wat se probleme gaan jy optel? Jy gaan bonusse begin mis. Jy gaan in armoede verval. Daarom wil ek hê jy moet vanmôre luister. God is nie teen jou nie. God is vir jou. Kom die gedragskode na en jy sal verstom wees wat God vir jou instoor het. Amen. Jy sien volgens hierdie skrif is daar 'n gedragskode in die huis van die Here. Iets wat by die kerk vandag ontbreek, want ons maak en breek net soos ons gaan. Die vraag is, die stelling wat ek maak, is daar 'n eenheid vandag in hierdie huis? Lewe jy in eenheid met jou broer en jou suster? Of vermy jy om kerk toe te kom omdat hierdie een in die kerk is en daai een in die kerk is? Wie wat sê die Bybel, as jy dink jou broer het iets teen jou, gaan na hom toe en gaan maak dit uit. Skrif, etiese kodes. Jy gaan hom nie oordeel nie. Soos menigte mense kom en wil net uit mekaar het. Jy gaan om vrede te skep, om die bloed van die Here oor dit te kry, want jy's 'n geestelike huis van God, geestelike stene wat ingebou word, lewendig. Is daar ondersteuning in hierdie kerk? So nou die dag 'n bietjie oproep gedoen by die ouens of ons iets saam te bring vir twee van ons families wat bietjie swaar kry. Ai, dit was 'n stryd en 'n straf. Is daar versterking, versterk ek my broers. Dit is 'n bietjie aan die huisgenote van God om hulle te bel en te vra, broer, hoe gaan dit met jou? Jy moet te hoor wat is jou broer se klagtes nie, want jou broer het al die klagtes. Maar in die eerste plek gaan hy kla oor die pastoor, dan gaan hy kla oor die kerk. Dan gaan hy kla oor die mense in die kerk. Dis wat gebeur. Broer, ek bel jou om jou te versterk vanmôre. God sê vir my, en jy gee hom 'n skrif, want dis wat God sê. Jy sê nie vir hom wat jy dink God gesê het nie, dis waar sê hy.
Bou jy jou broer op, bou jy jou suster op, tot stigting van hierdie geestelike huis. Bou jy hom op, of breek jy hom af? Het God jou 'n regter aangestel, of het God 'n pastoor aangestel, om jou te leer hoe om goed te hanteer? Is jy die pastoor vanmôre wat God aangestel? Is jy geroep? Ja, jy's geroep. Maar men is uitverkies om die daad te doen wat God wil hê hulle moet doen. Kom in orde. Is ons net in die gemeente, net om te ontvang, of om gesien te word, as 'n skrifgeleerde, jy te ken die skrif, en as al wat jy kan ken is die skrif, maar jy ken niks die inhoud van die skrif, sy betekenis om dit te lewe nie. Of jy ook een soort van daai heilige ouens, wat gawes het, jy weet hulle praat in taal, hulle profeteer, maar buite kan steek hulle die kap in die donker. En lewe hulle nie die lewe van 'n geestelike huis nie. En sê jy ook net wanneer jy dit wil sê, en wanneer en hoe jy dit wil sê. Dis 'n probleem, God het manne aangestel, en ons kom daarby. Ons is nie eens in staat vanmôre om gehoorsaam op te tree teen die eenvoudige elementêre dinge wat God van ons vra. Sorg te dra daarvoor wat nog van geestelike offers te bring vir die Here. Die Here help my vanmôre. Ek trap nie op tone nie. God is nie teen jou nie. Ek is ook nie teen jou nie. Maar ek leer jou om oorwinning te kry. Ek leer jou om vastigheid te kry, om God vas te vat op sy. As die storms kom, en ons het 'n lieflike donderdag aand gehad, die wat dit gemis het. Dankie, ek is bly jy het gemis, maar die ouers wat daar was, ons het so geniet. Ons het dit so geniet. Want weet jy wat? Die deelname van elkeen was kosbaar. Kosbaar. Hoekom? Omdat ons so min was die ouers eerlik met mekaar en met hulle self. Dis waaroor dit gaan, eerlikheid. Wees eerlik vanmôre met jou. Waar staan jy in die geestelike huis van God? As 'n lewende baksteen, of as jy daai skewe baksteen wat aangeraak is. 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5. Ek jy moet nie bekommerd nie, ek sal nie rondpraat met jou huwelik nie. 2 Korintiërs 8 vers 1 tot 5. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeente van Macedonië geskenk is. Vers 2. Dat onder baie beproewing deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap, halleluja, oorvloedige blydskap, hulle klaar nooit nie, hulle is nie in 'n gat nie, hulle is uit 'n gat, dit hoekom? Omdat hulle die etiese kodes van God ken, die gedragskodes van God ken hulle. Hoor nou baie, mooi, by hulle diepe armoede, hulle was arm, oorvloedig was, en 'n ryke maldadigheid, met ander woorde, arme mense. Ek sê vir jou nou dag, weet jy, vir my broer, die ek help om hierdie kerk te bou. Ek sê vir hom, wat vir my die beste is, arme mense, sorg vir arme mense. En weet jy wat? Arme mense steel nooit by mekaar nie. Dis die ryk ouens wat ons geld steel, en jou tyd steel. En hier leer die Here ons 'n les. In die armoede het hulle net gegee. Maldadig. Vers 3. Want hulle was na vermoë, ek betuig, ja, bo hulle vermoë, gewillig om dit te doen, sonder om te kla. Want God het 'n kode. Nou luister baie mooi. Want hulle was na vermoë, ek betuig, bo vermoë, gewillig. Vers 4. En het ons met groot aandrang gesmeek. Ja. Ek moet smeek vir 'n offergawe. Ek moet smeek by jou vir 'n tiende. Maar weet jy wat? Hierdie ouens smeek Paulus hulle om hulle geestelike offers te kom haal. Kyk wat sê die skrif. Gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges, nie aan die goddelose nie. Die ouers sê, nee pastoor, weet jy, ek gee vir my geld maar vir die arm ouers wat sukkel.
Jy roem in jou dade. God het 'n orde, uit 'n kode aan die heiliges. Aan die heiliges. Vers 5. En het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar hulle het hulle self eers aan die Here gegee en toe aan ons deur die wil van God. Dis die verskil tussen die kerk van Macedonië en die kerk van Messina, en die kerk van Suid-Afrika en die kerk internasionaal. Dis die groot verskil. Ons gee ons nie eers vir God. Maar as jy jou vir God gee, dan kom die kode in plek. Die gedragskode kom in plek wanneer jy aan God wil gee. Dan gee jy oor aan die nood. Find the need and fill the need. As jy iemand vanmôre in hierdie kerk wat ooit vir sy broer gevra het, hoor jy, het jy kos in jou huis? Maar ons lewe, ons gaan aan. Hoor my vanoggend, wanneer jy aan God eerste gegee het, dan volg ons die etiese kodes, die gedragskodes van God, wat sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal jou bygevoeg word. Kan God lieg? God kan ons nie lieg nie. Verskoon my wat ek nou gaan sê, want as 'n smokbreuk vat. Want deesdae is die kerk vol van hierdie goed. Ons raak nie wat het ons net nog gesing? When the sun set you free indeed. Nou gaan hulle my kruiswag. Ek het nou 'n ding gesê. Kom ons gaan aan. 1 Korintiërs 16 vers 1 tot 2. Want wat die insameling vir die heiliges betref, moet jy ook so doen soos ek vir die gemeente van Galasiërs gereël het. Op elke eerste van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is, sodat die insameling eers plaasvind as dit kom nie. Aan die einde van die week het jy al uitgedink om jou insameling van jou voorspoed te bring na die huis van die Here toe. Weet wat ek baie dankbaar is in, ja, ons lewe in 'n wêreld van moderne tegnologie. Maar is ouers in my gemeente wat nie hulle geld laat aftrek uit hulle bankrekening oor na die kerk se rekening vir tieners nie. Dis ouers in die kerk, hulle bring hulle, want die Bybel sê bring jou tieners na die huis van die Here toe, hulle stort dit. Baie dankbaar daarvoor. Dis 'n beginsel. Maar as mos nou lekker, want dit gemoes op jou bankrekening. Jy dink nie aan die voorspoed van die heiliges nie, jou voorspoed, wat moet sorg vir die heiliges nie. Jy dink nie, maar dit gemoes outomaties af van die kind. Jy sê, jy word nie geherinner daaraan nie. En weet jy wat? Jy kry 'n so groot increase, maar God kry nie 'n increase nie. Want dis mos die bank geteken, dit gaan elke maand af. Jy steur jou nie daaraan nie. Wat sê die woord van God? Op die eerste dag van die week moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar na mate sy voorspoed is. 2 Korintiërs 9 vers 7. Ek praat van geestelike offers vanmôre. Onthou, dit gaan nie oor tiendes nie. Dit gaan nie oor offergawes nie. In die kerkplek nie. Dis die eerste keer dat ek julle 'n bietjie aanvat op hierdie goed. Dit gaan oor jou hart. Dit gaan oor jou hart. Hier's ouers in hierdie kerk wat nie eens 'n sent kom offer nie. Jy's voorspoedig hierdie week gewees. Het 1 keer 'n week het jy kerk. Wat is jou voorspoed in daai week gewees? Maar gaan kyk. Hoe lewe jy?
En volgende Sondag het ek seker nie meer 'n kerk nie. 2 Korintiërs 9 vers 7. Laat elkeen gee, hoor nou baie mooi, soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n wat? Weet jy wat? As hy week aankom, as hy Sondag aankom, jy bly nie by die huis nie. Jy hardloop na die huis van die Here toe, die huisgenote wat die gemeente van God is, want jy wil jou voorspoed omgee. Met blymoedigheid dank die Here kan gee. Wat hoekom? Wat sê Matteus 6 vers 33? Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal jou bygevoeg word. Jy sien, ons beskou hierdie dinge, hierdie verantwoordelikheid en heiligmaking net as 'n vreeslike wettiese ding. En dis wat die kerk preek. Goeie dade word nie gered daardeur nie. Ons het nog nooit gesê word deur goeie dade gered nie, word uit sy genade gered in gehoorsaamheid wat God van jou vra. Want jy word gered tot goeie dade, dan tree ons op. En dan kom heiligmaking ter sprake. Nou sê jy is te wetties. Jy's dit en jy's dat, pastoor, jy's te reguit. Nee, maar wat ons vergeet, dit is nie vreeslike uiterlike dinge nie, maar 'n rebelsheid in die hart van die mens. 'n Wegskraam van die waarheid en agter wonders en tekens aan hardloop. As God nie vir my is nie, dan wil ek hom dien nie. As God nie vir my kos gee nie, wil ek hom nie dien nie. As God my gesond maak, dan wil ek hom nie dien nie. Dis die gesindheid. Wat is die kerk van Macedonië se plan gewees? Ver bo wat hulle kan gee. Nou hoekom ver bo? Omdat hulle eers aan God gegee het, wat hulle het geweet, hy gaan voorsien. Hardloop agter hierdie wonders en tekens aan. En agter hierdie groot profete aan. En nie na die gedragskodes van God. Om dit te aanvaar en dit te lewe nie. God se woord is een gedragskode. Kom maar staan. Kyk vir jou broer. Nie vir jou vrou nie, vir jou broer. En vir jou suster. Sê vir daai man. Sê vir daai vrou. Hoe staan jou saak met die Here? Want jy het nou die kans om vir hom te vra. Hoe staan jou saak met die Here? Praat met hom, praat terug. Dit het tyd geword dat die kerk moet begin lewendig word, want jy is 'n lewendige steen. Vra van die broer en die suster, vra net, waarvoor kan ek vir jou bid? Waarvoor kan ek vir jou bid? Want ek wil jou ondersteun, ek wil daar wees vir jou. Is jy reg? Is jy reg? Kom ons vat dit vas vanmôre. Waarvoor kan ek vir jou bid? En hierdie week is dit die gebed wat jy gaan bid vir daai persoon. Amen. Kan ek 'n amen kry? Kan ek 'n amen kry? Alright, kom ons staan vas. Okay, jy is in plek neem, ek glo jy is nou wakker. Jy sien Matteus hoofstuk 7 vers 21 tot 23 sê die woorde. En ek wil jy met baie mooi luister. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Nie elke nie. Jy sien, jy is geroep. Hy is nie uitverkies nie. Maar hy wat die wil doen vir my Vader wat in die hemel is, die gedagskode, as jy dit doen, vorm jy deel van die koninkryk van God. Vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, in die naam duivels uitgedrywe, in die naam baie kragtig gedoen nie? Vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie.
verskriklik om voor God te staan en God sê, maar jy sê vir die Here, maar jy is Jesus en ek sê, maar ek ken jou nie. Ek weet nie wie jy is nie. Verskriklik. Gaan weg van my af, sê hy. Julle wat ongeregtigheid werk. Jy sien, jy gaan nie in die gedragskode van God betrokke raak nie, jy het jou eie kodes. Is dit nou al genoeg? Moet ek aangaan? Ja. Hoor wat sê 1 Petrus 2 vers 5, ons geleesde gedeelte, ons temaskrif, en laat julle ook soos lewende stene opbou. Opbou. Maar hoor wat sê Efesiërs hoofstuk 4 vers 11 tot 16, en hier kom ons nou by 'n gedeelte wat ek graag wil hê jy moet diep luister vanmôre. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Om wat te doen, vers 12? Om wat te doen? Om die heiliges, nie die onheilige mense nie, wat altyd fout vind met die pastore nie, wat altyd dink die pastore dink hulle is God. Nee, ek het 'n opdrag van God om met jou te deel rondom waarhede. Jy het geen reg om die opdrag van God, wat God aangestel het, af te kraak en te beskinder nie. Jy het geen reg nie. Ek wil dit duidelik stel in hierdie missie, het ek nou genoeg gehad van hierdie gemors. Hulle behandel die gesalftes van die Here soos vloerlappe. En dink, was dit die uitvaagsels van die lewe. Ek vat my pak om te sê, hy wat godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Maar my broer, ek wil net vir jou vanmôre sê, moet nie vir my sê, jy's my broer nie. Moet nie vir my sê, jy dien die Here nie. As jy dit nie is, dit respek het, wat God aangestel het, en hoor wat sê, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Ek is hier vanmôre om jou toe te rus vir dienswerk. God is nie kwaad vir jou nie, ek is nie kwaad vir jou nie, ek is lief vir jou man, ek is mal vir elke ou in hierdie kerk. Maar ek wil jy met betrokke raak, diensbaar raak vir die Here. Jy sit by die huis, jy kla oor alles, jy mou oor alles. Wat gaan aan met die volk van God in hierdie tyd waar ons in lewe? Kyk na die groei van die moslems in hierdie dorp. Gaan kyk net daarna. Dis duisende hulle afhardloop elke middag van tussen 12 en 2. Waar kry jy die kind van God? Hy kom nie eens na die huis van die Here toe nie. Want hy het soveel verskonings. Vir dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Jy's hier om die liggaam op te bou. Dis my taak om jou voor te berei hoe om dit te doen. Vers 13, totdat ons almal kom tot die eenheid, almal sê eenheid. Hoekom word daar verdeeldheid? Hoekom word daar verdeeldheid? Omdat ons nie luister wat die pastore vir ons preek nie, as hy waarheid preek nie. Ek praat nie van hierdie ouens wat die kansel gebruik om verryk te word nie. Ek praat van ouens wat die heiliges kyk na hulle pastore, hulle pastoor. Dis hoekom ek respek het van ouens in hierdie kerk. As manne wat baie belangstel aan my en my welstand. Want weet jy wat? Ek werk vir die Here. En die Bybel sê die arbeider is sy loon werd. Die Bybel sê dat van die evangelie sal hy lewe. Hoor nou baie mooi. Dat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God tot 'n volwasse man. Dis waaroor die woord gaan vanmôre, volwassenheid, word groot. Kom weg van kinderagtigheid wat met modder gooi, tot die mate van die volle grootte van Christus, vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur die wind en lering, deur die bedreery van die mense, deur sleeheid en slistigheid tot dwaling te bring nie. Ons bring mekaar tot dwaling, man. Jy gaan in die kerk het hulle gesê, die koninkryk werk so, as jy na 'n ander gemeente wat dieselfde glo beweeg,
dan vra jy die seën van die Here vir jou pastoor, omdat dit vir jou beter is. Want jy het probleme om hier te kom. Maar om net weg te bly, niks te sê nie. Dis die gees wat heers vandag. Is jy jammer jy het nou vanmôre aangekom? Ek hoop jy ken my hart. Weet jy wat? Ek is moeg, man. Ek is moeg vir die ouers wat sê hulle is Christene. Want hulle bring die hele kerk tot 'n dwaling in. Ek doen diep navorsing op die stadium, internasionaal. Dit is skokkend om te sien. Ouers was eens op 'n tyd Christene. En wat het hulle nou geword? Minagting vir die kerk, minagting vir God. 'n Man sit in die park en lees 'n Bybel in Amerika. 'n Vrou kom, sy pluk die Bybel uit sy hande uit, val op die grond, sy skop hom soos 'n sokkerbal. Weet jy wat? Die volgende oomblik is daar 'n span wat die Bybel ontskop. Sal jy dit doen? Nou kom doen ons in ons geestelike lewe dit. Ons skop God se woord, dit waar ons hom wil hê. Ek hoor 'n man opstaan in hierdie week in Amerika. En hy maak 'n stelling, hy sê 4 van die state van Amerika het goedgekeur en dit is wettig dat 'n vrou met 'n dier kan slaap en 'n man met 'n dier kan slaap en seksueel kan verkeer. Dis wettig. Dis kodes. Dit begin klein, broer. Maar weet jy wat? Die duiwel slymer in slaap nou, maar hy is so wakker om almal aan die bring. Dit begin daar, dit gaan hier. Hy waarsku, hy sê, moenie eers 'n hond of 'n kat saam met jou kinders in 'n bed sit nie. Dis waar die ding begin. Ja, is die pastoor gevaarlik vanmôre? Nee, ek het moeg geword. Ek wil in 'n lewendige kerk wees, ek wil in 'n geestelike kerk wees, ek wil in 'n kerk wees wat opstaan vir die koning van die konings. Want weet jy wat? Hy is op die wit perd, en hy gaan oorlog maak. Weet jy wat? Ek volg hom. Maar as ek hom nie nou eers kan volg nie, wanneer gaan ek hom volg? Vers 15, maar terwyl ons liefde die waarheid betrag. Praat ek die waarheid vanmôre? Hallo, praat ek die waarheid vanmôre? As ek buite kan die skrif, of praat ek die waarheid? Dan moet jy liefde hê vir my. Dan wees lief vanmôre vir my. Nee, steek op haar hand, kry uit in die lewe. Okay, dan kan ek aanhou preek. En liefde die waarheid betrag en alles sal opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Vers 16. Uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee. Elke lid. Jy kan nie vanmôre in kan staan nie, broer. Jy is 'n huisgenoot van God hier om op te bou, om te stig. Kyk klaar met jou klein gevoeligheid, man. Word groot. Word volwasse. Kom by die punt dat jou verantwoordelikheid is om die liggaam wat die gemeente van God is, wat die kerk van die Here is, op te bou. Ons breek meer af as ons opbou. Nou sê hulle die pastoor is gevaarlik. Hy sê goed van die kansel af. Dan skimp ek skimp niks nie. Ek sien die gevare aankom en ek waarsku my kerk teen hierdie gevare. Maar dit is 'n gees wat afsmeer. Jy gesien hoe geeste afsmeer van mekaar af. Jy al gesien al? Jy gaan soek jou pel op, dan sê hy vir jou man, steek dit op. Nee maar, ag jy weet, dit jy klaar verloor. Want hy gaan 'n gees afvee met jou, nou gaan jy dit opsteek. Nou is ek al weer in die moeilikheid dat ek praat oor drank. Want jy mag nie praat oor. Dis moeilikheid. Maar is die probleem waarmee ons sit? Wat verniel die wingerd? Klein jakkeltjies, nie die grootes nie. Klein, ja, hy kom so klein. Ag jy weet, dit is mos 'n fout nie. God sê mos, hey, goed. Die Bybel sê God se oë is op die regverdigheid volg. Kom ons kom by 'n punt. Elke lid gee sy ondersteuning volgens die werking van
elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam te bevorder vir sy eie opbou. Met ander woorde, ek is hier om die liggaam op te bou en dit bevorder my. Dis hoe dit werk. Dis hoe dit werk. Ek het nog nooit gehoor in Messina, waar ouens opspring. Weet, ek is gewoon daaraan, want ek preek internasionaal. As ek hierdie goed preek, dan staan hulle op. Preach it, pastor! Maar hier sal die ouens, ek wees ek kan ook laker. Kom ons kom by 'n punt. God het gegee wat? En ek gaan nou ding noem hier. En ek wil julle met afslaan haal. Hy het gegee apostels, profete, leraars, evangeliste en herders. 5. Die apostel en die profeet is vervul. Want Efesiërs 2:20 sê, ons is gebou op die fundamente van die apostels en die profete, waarvan Jesus Christus die hoeksteen is, daar kan geen ander neergelê word. Hierdie profete en hierdie apostels lê nuwe beleidsrigtings neer. Die beleidrigting is hier opgeteken. Dis die orde. Dis die kode, gedragskode. Nie wat jou profeet sê nie. Hierdie profete is almal komwaarseers. Daar's net 3 ampte wat nou heers. Dis die leraar, herder, evangelis. Die ander 3 is vervul. Dan sê hy, pas op hoe jy daarop bou. Nou hardloop ons agter profete aan en ek is ernstig oor hierdie goedes. Hebreërs hoofstuk 1 vers 1 sê die woorde. In die ou dae het God gespreek tot die ou manne deur die profete, maar in hierdie tyd spreek hy deur sy seun. En die seun maak 'n stelling in Johannes 8. Die wêreld sal verbygaan, die hemel sal verbygaan, maar my woord sal nooit in ewigheid verbygaan nie. Dit sal vas. Verder gaan die woord van die Here en hy maak 'n stelling en hy sê, wie my verwerp en die woorde wat ek met julle gespreek het, en nou kan jy die res gaan volg. As 'n ou na jou toe kom, ek sê die ampt van die profeet en die apostel is vervul, maar daar's 'n gawe van profesie. En daai gawe van profesie het gepaard gaan met 'n woord van God, want God preek sy seun, is vasgelê. Sy seun het dit gesê en so moet ons dit doen. Is julle by my? Amen. Ek wil nie dat julle met rondhardloop oor hierdie goeders nie. Hier's te veel profete wat opstaan. Hulle klop waarsêers. Straightforward. Kom na God se woord toe. Bly in God se woord en kry en volg die gedragskode van God se woord. God se opdrag teenoor hom, die wat aangestel het om jou toe te rus, is om die huis van God te bou volgens die gedragskodes. Nie my opinie nie. Jy weet, ek was baie betrokke. Jy weet, ek al 40 jaar op pastoor. Ek kom deur baie dinge. Ek was 'n moderator van 'n kerk. Ek het leiers van leiers gehanteer. Weet jy, daar was tye gewees wat hulle sê, die kerk moet besoekersvriendelik raak. Die Heilige Gees stel nie meer nie. Nou moet ek, jy weet, ek nou versigtig wees wat Josef in die kerk vanmôre. En as ek oor drank praat, dan ek praat oor, dan gaan hy offend vat. Ek akkommodeer nie besoekers nie. Besoekers is meer as welkom in die huis. Ek akkommodeer die Heilige Gees om met die besoeker te praat en met sy hart te deel waaroor gaan goed. Wat is die etiese kodes van God? Die Bybel praat, ons is kinders wat deur die winde van lering rondgewaai word. Die Bybel praat van doktrin, waar nou die dag 'n man sê, hierdie pastoor wat gesterwe het ons geleer om nie doktrin te preek nie, maar Jesus te preek. Jesus is doktrin. Wat is sy doktrin? Wat is sy etiese kode? Wat is sy gedragskode?
Wat is die oorsaak van al hierdie dinge waarmee ons te doen kry vandag? Sê vir jou langs jou, Heer, ek weet ook mos ek in die kerk vanmorgen nie. Wat is die oorsaak? Die mens het nog nie tot die volwassenheid van die volle grootte in Christus gegroei nie. Ons is nog babas en kinders en daarom sal ons nog altyd uit wat foutvinderry sien, geskinder, kwaad praat en sensitiewe mense. Jy sien babas kan groot moleste maak. Wie van die paas weet al 'n vuildoek van 'n baba omgeruil al? Steek 'n bietjie aan, nou ja. Steek 'n bietjie aan nou. Dis aangenaam, né? Dis aangenaam. Jy sien, dis wat die pastoor die hele tyd moet doen. Ek kry nie 'n kans om te sê, nou vat ons vlam, nou bou ons nog 'n kerk, en nog 'n kerk, en nog 'n kerk. Ek wil hê met baie mooi luister. Gawes bepaal nie jou geestelike groei nie, want gawes is van God. En God kan enige iemand gebruik. God het 'n donkie gebruik om met 'n profeet te praat, omdat hy nie wil luister nie. Wie ken van Biliam? Toe die donkie vir hom gesê het, praat met hom. Hy praat terug met die donkie, hy is so stupid. Maar hy's 'n geestelike, hy's 'n profeet. Jy moet luister vanmôre. Jy's nie geestelik omdat jy gawes beoefen nie. Gawes is God se. God soek die behoefte, hy het iemand nodig om die behoefte aan te spreek. Dis hoekom hy jou gebruik. Maar dit bepaal nie jou geestelikheid nie. Wat bepaal jou geestelikheid? Die vrug van jou lewe bepaal jou geestelikheid. Hier sit mense wat baie keer nie 'n woord sê nie, maar gaan kyk hoe lewe hulle by die huis. Gaan kyk hoe lewe hulle. Jy kan hom deur 'n ring trek. My maat, hy stap op pad met die Here. En as hy iets sê, dan moet jy weet, neem kennis. Hoor wat sê dit, 1 Korintiërs 2 vers 12 tot 14. Jy moet nie bekommerd nie, ek gaan na hy. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. Jy sien, God waarsku, daar's 'n gees aan die wêreld. Hierdie profete wat rondhardloop, interessant het my vrou in hierdie week of die vorige week met iemand in aanraking gekom wat 'n profetes is. Sy sê sy kan die kamersake van Joey vir haar vertel. Nou, ek dien nie so God nie. Ek dien nie so God nie. In die eerste plek. Jy weet sê die man, daar's baie geld in om 'n profeet te wees. Dis wat hulle soek. Die kerk van die Here het 'n besigheid makie makkend geword. Nie meer God wat verantwoordelik is vir die voorsienigheid van my en jou lewe. Hoor wat sê die woord? Sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Jy weet alles wat ek het, genade. Ek hoop nie het 'n vent gevat, Etienne, tot nou gesê ek soek nou weer 'n nuwe kar nie, asseblief nie. Ek is lief vir jou, ek waardeer jou verskriklik baie. Jy's 'n broer en vriend vir die feit dat jy erken het van jou lewe en hoe God jou omgesluit het. As jy onder aandag was en gehoor het hoe hierdie man se lewe verander het. Baie respek vir dit. Vers 13, daarvan spreek ons ook nie net met woorde wat menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. Jy sien ons het dit nodig. Sodat ons geestelike dinge met geestelik kan vergelyk. Jy kan nie met my praat as jy kopkennis het en kop vreeslik dink nie. Kom praat met my uit die woord van God op die vlak, sodat ek jou kan help. Vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Amen. Ons gaan nou na 'n uur toe, né? Wie hou die oor sy dop? My vrou het dit baie gedoen. OK. Hoor wat sê die woord? 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. En ek broeders kom met julle nie spreek soos met geestelike mense nie. Kan nie.
Dis hoekom ek altyd in die moeilikheid is, in die oorlog is, want ek preek geestelik en jy is vleeslik en jy wil nou begin argumenteer met my. En ek kan nie met jou argumenteer as jy nie waar staan dit in die woord met my kontraak nie. OK. Weet julle dit? Maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus, vers 2. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spyse, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie. Omdat julle nog vleeslik is, van die aangesien daaronder julle jaloesheid. Ekskuus? Twis, ekskuus. Tweedrag, ekskuus. Is julle nie vleeslik nie, en wandel julle ook nie aan die mens nie. Kom uit. Kom uit van vleeslikheid. Kom in die standaard van geestelik. Volwassenheid. Dis wat God jou wil hê. Kom tot volwassenheid. En kry klaar. Kry klaar met kinderagtigheid. Op 'n pleidooi rig tot hierdie kerk vanmôre. Kry klaar met kinderagtigheid en bevorder die groei van die liggaam van Christus, wie die Heiliges is. Weet jy, wie is my familie? As my kind God nie dien, is nie my familie nie. Hier sit my familie wat God dien. Ek behoort aan 'n geestelike huis, nie 'n vleeslike huis nie. Hallo. Dis hierdie vleeslike kind wat jou aftrek al die tyd om te akkommodeer en te doen en te gee en te maak soos hy dit wil hê. Jy dans na die pype van die duiwel. Die duiwel is nie jou koning nie. Jy beter jou voet begin neersit en vir die ou sê. My kinders na my toe gekom en gesê, pa, ons wil ons laat doop. Toe sê ek kan nie jou laat doop en jou pa pastoor is nie. Jy moet jou vrug vir my wys. Wat 'n wonderlike dag het ek gehad om my dogter eweslik verskyn dat ek 25 ouens gedoop het te kyk. Die laaste ene wat inkom, sien ek hier staan my dogter, die trane. Trane. Sy het haar saak met God uitgemaak. En vandag, weet jy wat, sy is 'n pastoor. Hy dien die Here. Weet jy wat, haar kinders dien die Here. My kleindogter is op universiteit. Dan Stellenbosch, wat en as medies, weet jy wat, sy word nie mislei en verlei deur die toedoen van die studente nie. Sy staan vir die Here, want haar fondasie is reg gelê. Sy gaan nie op haar pa se geld universiteit toe en syp en wees. Amper sê ek 'n lelike ding. Sy is daar met 'n doel. Dis hoekom ek en jy vanmôre met 'n doel daar wees. Kry klaar met kinderagtigheid. Kom ons wees volwasse in die Here. Groei, groei, groei. Tot die opbouing en versterking, God het 'n bediening en nie ampte. God het 'n bediening en nie ampte versteuning nodig om sy huis te bou. Te veel ouers het die amp. Ek is 'n amp van 'n pastoor, hy is nie as 'n pastoor werk nie. Ek het die amp van 'n ouderling, hy is nie ouderling werk nie. Ek het die amp van jy sit nie werk nie, man. God soek nie ampte nie, God soek bedieninge. Maar bedien beteken ek bedien. Ek bedien jou. Ek sluit af. Die mens verander. Soos die modes en opinies van mense verander. Maar God verander nooit sy gedragskode nie. Nooit. Jy kan nie God se arm draai. God is nie skizofreen nie. Nou sê hy dit en dit doen hy iets anders dan nie. Hy het 'n kode vasgelê. Die kode gaan jou oordeel. Jy kan nie sê, maar ek het jou gedien uit. Luister, ek het duiwels uitgedryf. Luister wat ek vir jou gelees het. Doen die wil. Volg die kode na. God gaan jou nie verskoon omdat jy Piet en Klaas is nie. God gaan jou alleenlik verskoon as jy die kode nagekom het. Sy kode verander nooit nie. Sy gedragskode bly presies dieselfde. Skokkend, né? Om te dink
Julle trou nou, Becky. En julle het so, ek sien iemand het so vandag gestig. Ek was verstom hoe hulle drank bestel. Ek wat? Hoekom gaan ek trou? Joos, hoekom gaan ek trou? Come on! Jesus, ek lewe vir die dag wat die ouers na my troue toe kan kom. Aan die brand vir die Here. Dis die pastoor preek as hulle. That's it. Ons gaan vir dit. Die grondlegging wat ons moet lê, is so belangrik, Joos en Becky. Dat 'n nuwe lewe wat wag vir julle. So ook jy in die verhouding waar jy moet staan met God. Want dan gaan 'n bruilof plaasvind. Dan gaan 'n bruilof plaasvind. Het jy die kleed aan? Het jy die kleed aan van my? Amen. Ek wil niemand sien nie. Ek wil niemand hoor nie. Jy stap vanmôre uit hierdie kerk uit. Jy klim in jou kar, jy gaan huis toe. Jy vat hierdie woord en jy deel dit met jou familie. Ek gaan net vir Becky vir jou sien en ek trou. Ons dokumente. Daar's nie koffie nie, daar's niks nie. Ek wil in die kerk met baie mooi verstaan. Ons is in 'n ernstige tyd om bietjie net te dink. Ek vra die vraag, hoekom is daar so baie jaloesheid en twis onder julle? Is julle dan nie vleeslik nie? Is julle nie soos babas nie? Wanneer gaan ek volwasse word? Wanneer gaan ek soos 'n man begin optree? Om leiding te gee, leiding in my huis, leiding waar ek kom. Wie is 'n vrou vir my te kom sê, sy kom nie kerk toe nie? Wie is 'n kind om vir my te kom sê, ek gaan nie dit en ek gaan nie dit nie? Ek het 'n orde, ek het 'n orde in my huis. Dis my kode, as jy nie my kode inval nie, you know what? En die oomblik wanneer jy 'n besluit kan maak, om my kode te respekteer, dan kan ek jou akkommodeer. Maar tot tyd en wyl, sal jy weet dat jy weet,